Hallo en welkom. Ons herken hierdie week hoe die Here ons innerlik vorm en dan die invloed wat ander mense daarop het. Lees saam met my ons skrifgedeelte vir hierdie week. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie bose geeste uitgedryf. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die naby geleë dorpies toe, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het toegegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. Nou ons word almal gevorm deur wat ons begeer. Nie net deur wat ons glo nie, of wat ons dink reg is nie, maar deur dit waarna ons harte onbewustelik begin uitsien. Wat ons hoop sal gebeur, wat ons laat voel, ek hoort hier, ek is nodig, hier maak ek saak. Nou Markus vertel ons dat toe dit aand word, die hele dorp by die deur saamgedrom het. Mense het gekom met siektes en pyn, nood, verlange. Dit was nie 'n skare vol oppervlakkige nuuskieriges nie, dis 'n skare vol behoeftes. En Jesus doen wat liefde doen. Hy raak aan, hy genees, hy bevry, hy is teenwoordig, hy gee homself, maar dan gebeur iets baie opvallend. Vroeg in die oggend staan hy op, gaan na 'n eensame plek toe en hy bid. So hierdie beweging van die skare na die stilte, dis nie toevallig nie. Dit wys vir ons iets diep, menslik en geestelik, dat selfs goeie dinge, ons begeertes kan begin vorm, op 'n manier wat ons nie altyd raak sien nie. Want net die volgende oggend sê die disippels vir hom, almal soek u. Nou dit kan soos 'n kompliment klink, dit kan soos sukses, klink soos bevestiging. Maar tog lê daar 'n vraag onder hierdie woorde. Wat gaan Jesus nou doen met hierdie begeerte, hulle sin en syne? So begeerte het 'n kragtige vormingskrag op ons. Dit dryf ons keuses lank voordat ons dit bewustelik oorweeg. En dit beïnvloed hoe ons ja sê, hoe ons nee sê, wanneer ons reageer, wanneer ons mense ons byvoorbeeld nodig het. En baie van ons begeertes is nie verkeerd nie. Inteendeel, dis dikwels baie goed. Ons wil help, ons wil betekenisvol leef. Maar as ons nie aandag gee aan hoe hierdie begeertes gevorm word nie, dan vorm dit ons. Die skare, hulle begeer genesing en dis goed. Die disippels begeer momentum, dis verstaanbaar, maar Jesus se begeerte word op 'n ander plek gevorm. Sy begeerte word gevorm in stilte, in gebed, in luister na die Vader. En dit is belangrik om dit raak te sien. Jesus onderdruk nie begeertes nie. Hy ontken dit nie. Hy probeer dit ook nie geestelik reg te kry deur minder te voel nie. Hy onderskei. Hy bring dit na God se teenwoordigheid. Hy laat toe dat sy diepste begeerte weer die middelpunt raak. Want daar is altyd, as ons eerlik is, meer as een begeerte wat ons gelyktydig trek. Daar is dalk die begeerte om lief te hê en die begeerte om goedgekeur te word. Daar is die begeerte om te dien en die begeerte om benodig te word. Daar is die begeerte om getrou te wees en die begeerte om suksesvol te wees. En as ons eerlik is, leef ons dikwels op die plek waar ons begeertes teen mekaar raak. En dis hoekom Jesus nie net sommer teruggaan na die skare toe nie. En dis nie omdat hy nie omgee nie, maar dis omdat hy weet, as hy nie sy begeerte anker nie, kan selfs liefde hom begin uitput. En dan staan iets baie belangrik aan Markus se beskrywing. Jesus is nie reaktief nie, hy hardloop nie agter die dringendheid aan nie, hy laat hom nie definieer deur wie hom soek nie, hy weet wie hy is. En daarom kan hy onderskei waarom hy hier is. En dit bring ons dan by 'n baie belangrike vraag.
wat doen begeerte in jou? Nie net wat doen ek vir God nie net waar dien ek nie, maar wat gebeur wanneer ek benodig is? Wanneer mense my soek, wanneer daar verwagting is. Nou hierdie vraag is nie beskuldigend nie, dis 'n geleentheid om eerlik met jouself te wees, sodat God jou hart kan vrymaak. En dis hoekom Jesus onttrek het, nie om te ontsnap nie, maar weer om sy begeerde te orden, om weer te hoor, wat wil die Vader hê? En hierin lê daar vir ons 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om nie minder lief te hê nie om minder te gee nie, maar om eerlik te word oor wat ons begeer en waar daardie begeertes gevorm word. Want uiteindelik word ons nie net gevorm deur wat ons doen nie, maar deur wat ons hoop dit sal vir ons gee. En dis dan weer Jesus wat ons nooi na 'n ander manier, 'n lewe waar begeerte stadig, met deernis en genade gevorm word in God se teenwoordigheid, sodat ons kan lief hê, sonder om onsself te verloor. So wanneer jy stil word vandag, wil ek jou nooi om met die Here te praat, net oor wat begeer my hart tans regtig. Jy moet dit nie probeer regmaak of vergeestelik nie, luister net. Let op wat jou onrustig maak, wat jou laat hoop, wat jou laat voel jy moet aanhou, en bring dit alles in gesprek na God toe. Kom ons bid saam. Here, U ken ons eie harte beter as wat ons dit self ken. U sien die dinge wat ons begeer, selfs dit waarvoor ons nie altyd woorde het nie. Vandag wil ons na U toe kom met alles, die mooi, die mekaar, die begeerte om lief te hê en om helpvol te wees. En ons vra, Here, vorm ons, orden ons begeertes. Help ons om vanuit U liefde te leef. Amen.